Môre Fonsie. Hallo John, gaan met jou vanmôre? Jy, Ja, die gang, dankie my maat. Die gang. ek dink ek en jy lei altyd in die ou man siekte van bietjie met 'n versteurde geesopstand in die oggend, dan vat dit so 'n koppietjie of twee geseënde dag. Ja, nee, absoluut. Nee. Die koffietjie is nodig in die oggende. Om bietjie die gemoed net te laat. Ja, die stemband in die gang te kry. Nee? Ja. Dis hier, dis nou net so 'n kliptrif of dis ek wil nie, maar dit is iets der voege. So ons het die vorige opname, moet ek sê, was redelik suksesvol. Ons het ongelooflike goeie terugvoer gekry oor dit. En die mense hou van die resep. Nou, oké, dit is goed. Ja. Dat is baie goed. Ek dink die mense het dit nodig. In die volgende sin, jy weet, ek kyk nou vanmôre, ek begin ons weer hier in die oggend hier werk, ek dink is ook 'n ouma ding hoe ons word en dan slaap ons. Maar sit en kyk ek in die agtergrond speel daar altyd iets en daar's jong manne. Ek hou daarvan om na ons Afrikaner mense te kyk wat besig is met analises en opinies en debatte en so aan. En dan al wanneer jy my nek wervel met 'n skerp ding insteek is as jy begin met liberalisme en so ek het glad nie affiniteit vir dit nie. Maar nou luister ek die manne so en ek hou van die trant wat daar besig is om te gebeur waar ouens in die Bybel ingaan en sê maar dit wat die kerke vir ons sê is nie wat die Bybel sê nie. Maar ek sien nog steeds 'n disconnect as gevolg van die opinie dat daar 'n skeiding is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dat die Ou Testament tot nie tussen die Nuwe Testament is, hy verwyd is die Nuwe Bybel vir die Nuwe God en die Nuwe dit en wat ook al. En ek kritiseer dit nie, elke ou het die reg van sy opinie. Maar ek wil 'n paar interessante feite, voordat ons het gister in die vorige recording wat gister was, het ons gepraat dat ons van Matteus 24 gou geteken het, om te wys hoe die vloei is en goed. Wat ook toevallige profesie is van Messias af. Ons gaan in een of ander recording, het gaan teenoor in die derde of die vierde een van die nou wees, gaan ons praat oor die Messias se opinie. Relevant tot, is die Ou Testament tot nie. Vervang die Nuwe Testament. Maar ek dink 'n baie goeie punt om te begin is twee aspekte. Die eerste een is die eerste topik wat ek wil bespreek en ek gaan nou by dit uitkom. Maar die belangrikheid van die volgende ding. Messias was 'n Jood. Mense hou nie daarvan om te hoor nie, maar dit is 'n realiteit. En ek gaan nou kom by die hoe sluit dit nou om by die eerste woord wat ek wil bespreek. Wat is die betekenis van dit? Wat bedoel ons as ons sê is 'n Jood? Maar meer belangrik is dit, hy kom uit 'n Hebreëse kultuur uit, wat millennia lang verstaan het, van Abraham af. By the way, ons gaan nog by dit ook uitkom. En hierdie Hebreër kultuur, in die tye van Messias, in die tye van Paulus, en teenoor Paulus, wat gelewe tot, kom ons sê, miskien hier rondom 90-100 AD, max, was die enigste Bybel wat bestaan het, tot en met daai oomblik was die Hebreëse Bybel wat bekend staan as die Tanakh of die Tanakh, wat die Torah is, die Dis die 5 boeke van die Moses, ja. By the way, die Torah, Pentateuch, nee. ja, staan in die Grieks bekend as die Pentateuch, so, en dit is nie een of ander evil ding nie, die woord Torah beteken net instruksie, sal wat dit beteken, daar is niks ander konnotasies aan dit nie. En dan die Nevi'im, wat die profetiese boeke is, en die Ketuvim, soos Psalm spreek, daai boeke, so dit en daai, en interessant genoeg, die woord Tanakh of Tanakh, daar bestaan nie so woord in Hebreëus nie. Dit het ontstaan as gevolg van 'n tipiese Hebreëse literêre styl van kontraksie, so wat hulle gedoen in plaas van om elke keer te sê Torah, Nevi'im, Ketuvim, is daar 'n kontraksie wat sê Tanakh. So as jy gaan kyk na die woord Tanakh, dan sê jy sien die eerste twee represent Torah, die volgende een is die Nevi'im wat die profetiese boek is en die Ketuvim wat die Genesis is. Dis half soos 'n afkorting, of dan 'n samestelling. Samenstelling van afkortings. Ek dink dit is 'n ongelooflike mooi manier. En die dag wanneer ons gaan praat oor die titel van die Vader, en dit op die gebruik van die woord van titel, en die naam, nou word al die oomblik as ons kyk na dit, speel dit 'n absolute belangrike rol in die samevoeging van dit, hierdie samevoeging van afkortings, wat so mooi inspel. So dit is, ekskuus tog, dit is met ander woorde eintlik die hele Ou Testament. Ja. Die Tanakh.
Die Tanakh is die hele Ou Testament. Tanakh, ekskuus. En dan is daar dele of versions, like of 'n beter Afrikaans woord, weergawe, wat wel die apokriewe boeke ook insluit. O ja, okay. So, en ons gaan nog praat oor dit ook. Dit is 'n interessante ding om te bespreek, is die apokriewe, die sogenaamde missie volwaarde lees aanspreek. Maar relevant tot dit, voor ons Matteus 24 neem, is dit belangrik om te besef dat die fondasie van dit wat Messias gesê het, dit wat Johannes, Markus, Lukas, almal van hulle gesê het, en by the way, Lukas was nie 'n Hebreër nie, maar hy het die Hebreëse kultuur aangehang, en dis die konteks waaruit hy gepraat het, so die Bybel wat hulle gebruik het. En dit wat Paulus se fondasie was die Hebreëse Bybel, punt. Nou, ek hoor al hierdie argumente van, ja maar Aramees hierso, en Grieks hierso, en daar is soveel opinies daar buite. Die realiteit is, die bewyse is daar, die bronteks, die Hebreëus wat by daai tyd was dit die Masoretiese teks, wat 'n rol gespeel het van die oudste Hebreëse vertaling wat ons gehad het, in ons onmiddellike geskiedenis, was die Masoretiese teks. So wanneer ons gaan kyk na die vertaling van die Bybel soos ons dit ken vandag, is die Hebreëse gedeeltes verbuite die Textus Receptus en die Nestle landteks wat die Rooms-Katolieke Kerk se vertalings is na hulle Bybelversie doen, en die Textus Receptus wat die 33 Afrikaans en die 1611 King James uitkom. Dis die Bybel wat vertaal is, of die Hebreëse teks wat vertaal is relevant tot die Ou Testament, is die Masoretiese teks. En die Nuwe Testament, en ook, dit het ook die Ou Testament gedek, was die Griekse Septuagint, die Griekse Bybel. En tot en met 1947-48 rond, 1947-48, was die oudste teks in existence, was die Griekse Septuagint, die Griekse Bybel, wat omtrent 1200 jaar oud was, as ek die verslae reg lees. En die Masoretiese teks wat omtrent 700 jaar oud was. So, quite rightly so. Dit is al van die sogenaamde geleerdes en die wat dink hulle is akademikuste, en ek sê dit half met 'n tongliedjies. Wat hy gesê dat die Griekse teks is die oudste teks, maar in 1947 loop hierdie skaap agterkeer in die Qumran woestyn. Hy klap in die grond en breek, oor 'n kruike breek, en hy ontdek wat ons ken vandag as die Dead Sea Scrolls. Anders as wat geglo word, dat die wêreld het onmiddellik geweet van hierdie ontdekking en hierdie goed, dit is nie wat gebeur het nie. Hulle begin handel dryf op die swart mark met hierdie manuskripte wat hulle ontdek het, en toe 'n professor van die Hebreëse Universiteit van Jerusalem het op 2 van hierdie manuskripte afgekom, en so dit bekend geword dat daar nuwe goed aan hulle gaan soek, en daar was oor die 10.000 manuskripte wat gevind is, en dele daarvan. En dit het toe bewys dat toe hulle die Dead Sea Scrolls van die Hebreëse manuskripte vat en hulle lê dit teenoor die Masoretiese teks, dat die Masoretiese teks inderdaad akuraat is. En net so 'n bietjie agtergrond. Kom ons kom by die ding van vandag uit, so, want dat ons nie te veel tyd al in 'n verslag neem, want ons gaan dan nooit by die goed uitkom nie. Die bron van dit wat ons lees, is van kardinale belang. Dat ons gaan kyk, wat is die konteks, en wat is die nuances waar hy teks inhou. Want die ouens wat die teks geskryf het, was Hebreërs, Matteus, wie se boek ons hanteer, wie se Hebreëse naam is Matteus, het hierdie boek geskryf. En dit was al hierdie debatte dat die hele Nuwe Testament is in Grieks geskryf gewees, en dit is inderdaad ook so, want hulle was vervolg gewees as gevolg van die Hebreërs. Maar, in die afgelope paar dekades het dit bekend geword, dat die boek Matteus wel gevind was, meer as 30 manuskripte wat in Hebreëus geskryf is, wat dan gelees moet word vanuit die Hebreëse kultuur van Matteus en die Hebreëse konteks en die literêre style en poësie en alles wat relevant is tot daai teks om 'n mooi begrip te kry. Is net so goed, ek gebruik altyd die voorbeeld, as jy weet, ons kan mense van reg oor die wêreld wees wat bymekaar kom en sê, kyk, ons gaan vanaand 'n stytjie op die kolle gooi. Nou vir 'n Amerikaner, dit is 'n barbecue. En hy sê sekere konnotasies, nie? Nee, dis nou hamburger patties wat hy nou opsit. Ja, Texas op baie steaks. Vir die Aussies is dit 'n barbie. Weet jy, iemand sê hulle eie versie daarvan. Maar pappa, wanneer jy by Suid-Afrika kom, is dit 'n braai. En 'n braai is kultureel.
selfs in ons ander bevolkingsgroepe in hierdie land is 'n braai, is 'n heilige ding amper. Ja, het is dan jammer, jy weet ek nie. Nee? So dit het hierdie kulturele konnotasie. So wanneer 'n Amerikaner of 'n Engelsman wat in Engeland bly wat op 'n Weber sy of vleisie gaar maak, hy kan nie dieselfde konnotasie hê aan 'n braai as wat die Suid-Afrikaner het nie. En selfs die mense van die buiteland wat hier kom, hulle praat oor dit. Ja, hierdie Afrikaners is niks lekker nie. Ek kan onthou wie is die komediant, my hemel man, hy bly na die Oos-Kaap. Barry Hilton wat so sê, hy sê kyk, as 'n Afrikaner vir jou sê, nou gaan ons braai, dan moet jy weet dit gaan hier 2 uur die môre gaan toe, want daar is hierdie hele kulturele ding. So wanneer ons aan die woord is en ons praat oor 'n braai, dan moet jy dit wat ons sê, vat vanuit die konteks van ons kultuur, nie waar nie. As jy die waarde wil hê van dit wat ek vir jou probeer sê. En ek kry baie hier op TikTok en YouTube is hierdie vrouens wat met Afrikaners getroud is, Swanepoel, Anna Swanepoel is hier. Wat praat van die goede wat as hierdie Afrikaners praat, want sê hulle ding en dit mag vir hulle glad nie sin nie. Maar dit het 'n kulturele konnotasie. In dieselfde sin, wanneer ons na Matteus kyk en ons lees die goede, dan moet ons kyk vanuit die konteks van sy kultuur en dit wat die tradisies was en goed op daai tyd, om die waarheid daarvan te kry. Hier is my punt. Ons het al hierdie vertalings en ek dink jy nog van 'n tyd moet ons praat oor daar. Waar kom die 33 Afrikaanse vertaling vandaan? Waar kom die 53 Afrikaanse vertaling? Die 83 vertaling? Met al die verskille tussen hierdie teks, hierdie verskillende vertalings en wat die konteks is daarvan. En ek sê dit onomwonde, daar bestaan nie so 'n ding soos 'n perfekte vertaling nie. Onder geen omstandighede bestaan daar 'n ding soos 'n perfekte vertaling nie, en dit is oor en oor bewys. Maar so kies ek om uit sekere vertalings uit te lees en my keuse wat ek het, as ek kyk na die Afrikaanse Bybel, is die 33 Afrikaanse, ek hou van. So tussen die 33 en 53 minder so, maar die 33 is vir my meer die wat ek van hou. So as ek na die King James kyk, dan verkies ek die 1611 King James. Want dit is vir my meer in lyn met, ek kom alles uit die tekstes reseptors uit, en dit is vir my baie meer in lyn as die Nestle Alandteks wat van die Rooms-Katholieke afkom. Maar so het akademikus Dr. David Stern, en as ek reg onthou, dis 25 professore, gegaan en hulle het hierdie Griekse tekste vat, die Hebreëse tekste vat, en daar's van hulle wat Aramees is en so, hulle die tekste vat, en hulle het 'n Bybel saamgestel, en ons moet die naam verstaan. Ek persoonlik voel die naam is nie die regte naam nie, maar ek verstaan die konteks daarvan, verstaan ek weet, dit is die Complete Jewish Bible, en dit is hierdie Bybel, ek verkies om my te lees, die Complete Jewish Bible, want hy is maklik om te lees, maklik om te verstaan, en die kontekstuele woorde van die Hebreëus word ingevoeg om dit te doen, en die rede hoekom hulle hierdie Bybel gedoen het, en die doel van die Bybel, is om die Jode en die Hebreërs bekend te stel aan dit wat ons ken as Jesus Christus of Yeshua HaMashiach, die Messias. Dit is die doel van die Complete Jewish Bible, is dat die Joodse mense wat nog nie Messias aanvaar het, die Bybel kan lees en die konnotasie en vloei daarvan kan kry. En ek kan sien, en ek persoonlik put meer waarde uit die Complete Jewish Bible uit, omdat hulle die Hebreëse konteks gebruik en die regte woorde gebruik en die regte plek, wat vir jou die konteks gee in die ander goede. So dit is veral relevant tot Matteus 24 en al die ander teks wat ons gaan hanteer. So ek wil begin deur, ons het gepraat van die Joodsheid van Messias, die Joodsheid van Matteus, Johannes, Markus. Lukas was 'n dokter, hy is die ene wat Lukas geskryf het en Handelinge geskryf het. So ongelooflik, ons moet die regte konteks kry. So in lyn met dit, die woord Jood, weet jy waar dit vandaan kom? Ja, en ek dink daar's baie misverstand rondom dit. Ek het nog nie heeltemal my kop om dit nie. Ek stry nog steeds teen sekere goed vas, maar dit is goed waaroor ek en jou gesels het. Maar het kom van Judea. Absoluut. So Ek gaan lees wat hierdie is Wikipedia, so die teks wat die analise is, maar ook die Hebreëse teks. So die streek toe die 12 stamme, eintlik 13 stamme. En ek verbaas mense as ek praat oor dit, maar dis toe die stamme intrek in die streek van Israel, soos wat die Bybel daarvan praat, het hulle opgedeel, al die grondgebiede opgedeel tussen die verskillende stamme, met Manasseh en gedeelte van dinges is aan die regterkant.
Maar jy sal kry dat die noordelike gedeelte waar die 10 stamme, sogenaamde 10 stamme ingetrek het, Samaria. Maar die suidelike gedeelte is geokkupeer deur 2 stamme, Jehuda en Benjamin. Dit is die 2 stamme. En later was hulle, het die naam Jehuda, Juda of Jehuda het ontwikkel om per definisie in te sluit Benjamin. So wanneer jy gepraat het van die streek van Juda, het dit Benjamin ingesluit, en dit het ook die effek gehad toe die Assiriese koning kom en die 10 noordelike stamme wegvoer in ballingskap, en was dit die noordelike 10 stamme en die 2 stamme wat onder was as Benjamin en Juda, het toe later gekom, 130 jaar later met Nebukadneser na Babylonië toe, en hierdie het 'n absolute effek op dit. En later was daar, hulle is Babylonië toe, en daar het hulle ballingskap, en daai mense wat teruggekom het, 'n baie klein persentasie wat teruggekom het uit Babylonië, om Jerusalem weer te vestig, die tempel te bou en so, het toe bekend gestaan is Jode, Jehud. Maar daar was nie net Jehud nie, daar was Benjamite ook tussenin, en mense wat hulle self gevoeg het by hierdie bevolkingsgroep. Wat van daar af is hulle bekend gewees as Jode. En so vandag as jy in vandag kyk waar Israel in 1948 weer gestig is, en die Jode trek terug en almal word na verwys as Jode, basies. Dit is nie waar nie, dit is nie 'n akkurate uitbeelding van wat die waarheid is nie, maar die waarheid beteken daar is Jehuda, Benjamin, Manasseh, Naphtali, al hierdie stamme, is daar mense wat in Israel bly, en dit word baie deeglik nagevors voordat jy jou immigrasie kan doen. En so dit is eintlik meer akkuraat Israeliete wat bly in Israel. In die werklike sin van die woord, maar daar word oor die algemene woord gebruik as Jehuda. Ons sal eendag verder gaan praat oor Israel. Wie is Israel nou werklik? Want daar is hierdie Israel-visie en al die ouens wat hierdie claims het. Maar waar kom die woord regtig vandaan en wat is die applikasie daarvan? So my doel om dit te bespreek, ek gaan hierdie lees en dan gaan ek Matteus 24, net die eerste gedeelte, ons gaan Matteus 24 in so 3 episodes hanteer, want dit het 'n diepe effek op ons staan. Vanoggend toevallig vroeg toe gaan werk het met iemand gepraat het. So die woord Jehuda se rootwoord, se bronwoord is Yada. En Yada beteken om dankbaar te wees, om belofte te bring of om te bely. So hang af van die konteks wat bepaal wat die een is van toepassing op dit. So I say, so Jews originate from the ancient Israelites and Hebrews of the Middle East, the Levant, modern day Israel, tracing their ancestry to Abraham and the biblical patriarchs, with the name Yisrael stemming from Jacob, and Jew evolving from the kingdom of Yehuda after the Babylon exile, 6th century BCE. Their identity is rooted in a shared history covenant with God, and I see Yahweh, ons nog nogal oor op sacred text like the Torah, and cultural traditions that developed from ancient Canaanite peoples into a distinct ethno-religious group. So, wanneer kom by Jood, word ons partykeer vasgevang in hierdie idee, en die wêreld verkondig die evil van dit en goed, en dit is so 'n dwaling. In enige bevolkingsgroep is daar evil. Afrikaners oral is daar evil, so ek dink ons moet net 'n oombliekie terugstaan en sê, kom ons kyk na die waarheid en vergeet van die konnotasies relevant tot 'n naam, soos wat die wêreld is. En my opinie is waar die wêreld betrokke is valsheid. So kom ons fokus op wat die skrif ons sê, so ek wil dit net doen. So, Matteus 24, baie interessante teks. So ek gaan net die eerste gedeelte lees en ek gaan vanaf praat oor dit, want dit is waar die konteks vanaf kom. Ek lees uit die Complete Jewish Bible uit, ek verkies hierdie Bybel, maar as julle 'n probleem het, sit dit in die kommentaar en dan sal ek Afrikaanse Bybel ook lees, gaan dit net 'n bietjie langer maak. Maar hy sê hierso, as Yeshua, wat die Hebreëse naam is van Jesus, left the temple and was going away, his Talmidim is die disciples, came and called his attention to its buildings, verwysende na die tempel. But he answered them, you see all these? Yes, I tell you, they will be totally destroyed. Not a single stone will be left standing. Dit is 'n interessante ding wat hy sê, net vers 1. Sien ons is gewoond aan hierdie konsep dat Messias het al hierdie gelykenisse gegee, nie? En hy word gekoppel aan al hierdie gelykenisse. Maar ons vergeet dat hy profesie ook gegee het. En hierdie is die eerste profesie wat hy gegee het. Nou, kom ons reken hierdie was omtrent in die 30s AD, wat hy hierdie gesê het. Hierdie vers waar hy sê, nie een steen sal op mekaar gelaat word nie, is 'n profesie wat in 70 AD, lang na sy kruisiging, lang na hy opgestaan, lang na hy opgevaar
het dit in vervulling gekom. En to the T, waar nie een steen op die ander een gelaat is nie. Ek dink jy ken die storie van die Romeinse soldate wat basies na die brand die stene afgebreek het om by die goud uit te kom. absoluut. Nee? En so, hy het dit geprofeteer, en hier gebeur dit. Crazy nie. En dit is 'n profesie wat vervul is. Maar daar's 'n volgende een, ek kry hoendervleis as ek by hierdie goed kom. Ek het soveel passie vir dit. Vers 3. As jy vers 1 en 2 gaan lees, en jy gaan na vers 3 toe, dan jy kan nie anders as om te besef, daar moes tussen die twee, vandat hulle weggeloop het uit die tempel uit, tot en met waar hulle gaan sit op die Olyfberg, moes daar 'n conversation, 'n gesprek gewees het, wat nie op rekord is nie. Want in die een sê, hulle praat van die tempel, die volgende ding, vra hom 'n vraag. When he was sitting on the Mount of Olives, his Talmudim came to him privately. Tell us, they said, when will these things happen? And what will be the sign that you are coming and that the Olam Hazeh is ending? Nou, hierdie Bybel is uniek met die Olam Hazeh, want in die ander Bybel sal hy sê, ek het inteendeel het ek in nota gemaak, is dis die teken van die volëinding van die wêreld. Ja. Alle vertalings sê jy gaan ons sien die tekens van die tye dat die terugkom en dat dit die einde van die era is, of die einde van die wêreld, of die einde van tyd, of iets daarvoor. Maar die bronteks wat jy kry, in die Hebreëse manuskripte, en dan praat ek soos ek gister gesê het, nie van die vertaling van die Grieks na die Hebreëus wat Shem Tov is nie van daai vertaling nie. Daar's klompfoute in daai ding. Ek praat van die Hebreëse manuskripte wat gevind is van die boek Matteus. En hulle vra hierdie vraag: hoe gaan ons sien dat die terugkom en dat dit die einde is van die Olam Hazeh? Daai is krities om te verstaan. Nou, dit is daai volgende nota wat ek al opgesit het, die volëinding van die wêreld. So, ek gaan dit gou vir julle gee. So die Olam Hazeh, Olam is altyd relevant met die fisiese en die nie fisiese, soos dit is tyd en plek. Altyd Olam. Dis wêreld of tyd. So jy kry die Le Olam en Ha Olam. Ha Olam gaan oor die aarde en so, en Le Olam gaan oor tyd. En ek het dit so hier vra hulle, hoe gaan ons sien in die tekens van die tye dat die terugkom? Die tekens van die tye, weer 'n keer net 'n oombliekie stil staan, is van kardinale belang om te verstaan waaroor hierdie ding gaan. Hulle vra hom, wanneer kom hy terug? Wanneer hulle praat van die tekens van die tye, wanneer ons teruggaan na Levitikus toe, ons kyk Levitikus 23, het God 'n sekere gebooie uitgereik wat genoem word Moedim. Vaste afgespreekte tye of afsprake. Weer 'n keer, hy verleen hom tot daai verskillende interpretasies. Maar dit beteken dat 'n spesifieke ding gebeur op 'n spesifieke oomblik en tyd. En in dieselfde simboliek vra hulle, hoe gaan ons sien nou die tekens van die tye? Die Moedim, dat die terugkom en dis die einde van die Olam Hazeh. Die Olam Hazeh kan vertaal word, en hier word dit inderdaad direk vertaal om te sê, hoe gaan ons sien die tekens van die tye, dis die einde van die wêreld soos ons dit ken. En tipies soos wat ons, dit kan nie anders nie, ons lewe in vandag, sonder twyfel, na vandag kom môre. As wat gister was, dan kom vandag. Dit is iets wat jy nie kan opnuut maak nie, is iets wat jy nie kan verander nie. Vandag, môre, oormôre, dit is goed wat vasgemaak is. In dieselfde konteks, in die Hebreëus, wanneer die Olam Hazeh eindig, dan volg die Olam Haba, by definisie. Jy hoef dit nie te sê nie, almal weet as die Olam Hazeh eindig, kom die Olam Haba. En Yeshua sê, of Jesus sê, of hulle vra hom, hoe gaan ons sien die tekens van die tye dat die wêreld gaan eindig soos ons dit ken? Let op wat sê. En dan gaan die twee nou by mekaar bring, opinie. Yeshua replied, "Watch out, don't let anyone fool you. For many will come in my name saying, I am the Messiah, and they will lead many astray. You will hear the noise of wars nearby and the news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. For people will fight each other, nations will fight each other, and there will be famines and earthquakes in various parts of the world. All this is just the beginning of the birth pains. At that time, you will be arrested and handed over to be punished and put to death, and all peoples will hate you because of me.
is 'n interessante ding. Wat hy van praat, is die wêreld soos ons dit ken gaan tot 'n einde kom. En wanneer daai ding gebeur, gaan daar onmiddellik sekere goed volg. So wat ons hier lees, is daar gaan gerugte van oorlog wees. Daar gaan oorlog wees, daar gaan valse messias wees, daar gaan aardbewings wees, daar gaan hongersnode wees, al hierdie goed gaan gebeur. Die interessantheid van dit is, spesifiek dit wat hy hier sê, kan jy teruggaan na baie ander profetiese boeke, en hierdie profetiese boeke sluit absoluut parallel aan by dit wat gesê word. Hierdie is die goed wat gaan gebeur, so daar gaan 'n verandering in die wêreld kom, en dan gaan hierdie goede begin gebeur. Paulus, van alle mense, wat party van die mense verwerp en sê, en my opinie is, hulle verstaan nie die van Paulus nie, want Paulus se skrif, en ons gaan op by dit kom, is met regime georiënteerd. Maar Paulus sê, en ek gaan dit gou lees, dat ons die konteks kan kry. 2 Timoteus 3. Waar is Timoteus? Kom Timoteus, maar ek nie regkry nie. 2 Timoteus, hierdie Bybel is Timothy. 2 Timoteus 3. Nee. Skryf Paulus, en nou hierdie is professore wat hierdie goed geresearch het, en hulle koppel hierdie woord aan, onthou wat ons het gepraat van Jolanda sê wat eindig in die. Daar is 'n ander woord, wat relevant is tot dit. En ek wil dit gou behandel voor ek hierdie stukkie lees, want dit sluit alles af. So jy kry 'n ander Hebreëse woord, agaritayimim. Nee, dit is 2 woorde. Agaritayimim, dis daai ondersteun. agaritayimim, ja. Wat jy kry, en Matteus deel met hierdie issue. So agaritayimim beteken einde van dag. Dis die definisie. Hy sê hierso, agaritayimim is a Hebrew phrase meaning end of days, referring to the final period of history. Let op die woorde. Often described in Jewish and Christian eschatology as a time of great distress, spiritual purification, and the ultimate establishment of God's kingdom and Messiah's reign, signifying a shift from current human governance to divine rule, not necessarily the literal end of the world, but the close of the present age. So, die hele konsep van Matteus 24 gaan dat die wêreld soos ons dit ken kom tot 'n einde, want die definisie beteken die oomblink waar die wêreld soos dit gaan wees begin. En daai hele periode se vloei. Ons kry dit met die uiteinde van Matteus 24 kom die konklusie dat hy praat van die agaritayimim. Dit is daai periode vanaf die wêreld verander totdat Messias terugkom. Daai hele periode word geken as die agaritayimim. So kom ons kyk wat sê Paulus. Hierdie is grys oor die agaritayimim. En wanneer ek dit sê, maak jou oë toe en luister na die woorde en die simptome van dit wat hy van praat. En kyk na vandag se wêreld en kyk of jy dit kan identifiseer. Paulus sê, moreover understand this. In the agaritayimim will come trying times. People will be self-loving, money-loving, proud, arrogant, insulting, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, uncontrolled, brutal, hateful of good, treacherous, headstrong, swollen with deceit, loving pleasure rather than God, as they retain the outer form of religion but deny its power. Hy praat van gelowige mense. Ja. Paulus. Mense wat kerk toe gaan. Nee. Hy praat van daai mense. Hy sê dit is hulle simptome wat hulle gaan hê. Nou wanneer ek kyk na vandag, ek het vandag 2 gesprekke gehad met 2 mense. Afsonderlik. Een is 'n kliënt die kant en een is 'n vriend en 'n kliënt aan die ander kant. En sonder dat ek hierdie goed aanraak, dan praat die mense oor die manier wat besigheid gedoen word deur gelowiges wat hulle mekaar doen. Die een vertel my vanmôre van 'n gelowige wat vir 'n vriend, 'n medegelowige, konstruksie doen, 'n warehouse opsit. Sy laaste faktuur van oor die R80,000. Toe hy die werk afhaal was, hy gee dit vir sy vriend. Sy medegelowige wil of hom gesê, dag van my seun wil hê. Nee, Dit is crazy. so, dit is wat Paulus van praat hier. Dit bring my met Matteus 7 vers 21 tot 23 waar hy sê, en die dag gekom wat hulle vir my sê, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, het ons nie in die naam hierdie goed gedoen, en hy gaan aan, en hy sê, en ek sal julle in julle gesigte sê, gaan weg van my, want ek het julle nooit geken, julle werkers van wetteloosheid. Mense wat hom vir hom gaan sê, Here, is gelowiges, sogenaamde gelowiges, wat dit profes, wat dit nie uitleef nie, so dit is die scary gedeelte. So Matteus 24, in kort, en dan gaan jy my opinie gee, sê Messias, daar gaan 'n dag kom, wanneer die wêreld, soos ons dit ken, tot einde kom.
Nou is dit nie klassiek wat 'n paar jaar terug gebeur het nie. Absoluut. Ek meen as jy gaan kyk na hierdie hele situasie, dit was amper 'n reset wat plaasgevind het. Dit was nog net nie 'n finansiële reset nie, maar oor die hele wêreld was almal ingeperk geweest. Absoluut. Nou, dink aan 2 tye in die wêreld se bestaan, toe die hele wêreld verander het, soos ons dit ken. Noah se vloed, sonder twyfel ek nie. Daai is 'n given. COVID. Toe COVID gebeur het, dit die hele wêreld geaffekteer, en daar's 'n ding wat ek wil bysê wat jy sê, dis nog nie finansiële reset nie. Die finansiële reset is die gevolg van dit. Ja. So dis outomaties. Ons lewe nog met die nagevolge van dit wat in COVID gebeur het. En die goed, en ek is dis vir my irrelevant. Of daar's mos hierdie debat gewees van wie die virus veroorsaak. So nou China, al jy vreet vlermuise en dit mense. Ek staan terug as 'n gelowige en ek kyk na dit wat Matteus vir my sê en ek kyk na die gevolge daarvan en ek kyk na die goed wat die Bybel sê. Of 'n mens dit veroorsaak het of nie, God se hand is aan die speel. Punt. Ja, jy weet en as 'n ou nou met my in 'n debat wil gaan, dan gaan ek jou vra. God sê hy het Farao se hart verander. God het van Nebukadneser gestuur wat nie 'n gelowige was nie. Hy het vir Cyrus gestuur. Hy het nog elke keer het hy iets gebruik om die vervulling van sy profesie te wat gebeur. Was moderne tye? Nee? Donald Trump? Ja, ek kyk daai se debat wat ek nogal nie. Maar op die einde van die dag wanneer ek kyk na Matteus 24, dan sê hy die wêreld soos ons dit ken, die Olam Azeh, gaan tot 'n einde kom. Die Olam Ba, die wêreld soos wat dit gaan wees, gaan dan begin. En onmiddellik daarna sê hy, daar gaan baie valse profete wees wat Messias verkondig op een of ander welke manier. Ons wêreld is vol van valse profete. So dit is definitief dit. En dit het geeskaleer met COVID. Nommer 1. Nommer 2, praat hy van oorloë en naby oorloë en gerugte van oorlog ver af. Wat het onmiddellik daarna gebeur? Die Oekraïne, Russiese land. Israel het in 'n oorlog betrokke geraak wat crazy is en as ek kyk na die wêreld is nou eers besig om op te rem na oorlog toe. Dit is nie besig om af te wen nie. So al hierdie goede kom waar. En nou begin lees ons van hongersnode, ons kry en kyk wat gebeur in ons land tans. Die vloede wat daar is, die back and closure, al hierdie goede, daar gaan 'n voedseltekorte kom. So al hierdie goede is besig om uit te speel. Hierdie gedragspatrone wat Paulus hiervan praat en hy koppel dit direk met die agarityming, met die periode wat hardloop nadat die wêreld verander het. En ek kan nie anders ek is 'n gelowige staan terug en ek sê, "Wow. My God is aan beheer en die goed is besig om uit te speel." So hier's my punt. Ons gaan verder sien wanneer Messias verder praat in Matteus 24. Die volgende recordings gaan ons daarna kyk. Ons gaan Matteus 24 teenoor en nog 1 of 2. Ons gaan probeer om in dit saam te vat. Maar bietjie ingaan in die teks. Wat het Messias gesê? Wat is die bedoeling daarvan? Ek vereenvoudig dinge. Ek vat Messias by sy woord. Ek vat my God by sy woord. Wanneer hy sê hierdie goed gaan gebeur, want dis wat ek gaan nie spiritualize nie. Ek gaan nie. Maar John, is dit nie waar die onderskeiding moet inkom nie? Yes. Ons sit almal so daai ou daar op daai preekstoel, hy is die goedjie. En ons almal aan dit om. Nee, ons gaan bestudeer nie in die nie. Ons kom nie by die werklike kruks van die ding uit nie. Is dit nie waaroor dit gaan vandag nie. Dit is kom soveel ek wil nie sê valsheid nie, maar valsheid tot 'n mate of soveel dogma wat deurkom dat die mense dit nie self ondersoek nie en bestudeer nie. Absoluut. Die van hy man op sy woord. As bitter min van hulle wat sê, toets my aan die woord. Ja. Op daai topik. Ons gaan nog kom by Openbaring. Ek love Openbaring. Ek het hom 7 keer deurgespottel. En dit is nie 'n spogting nie. Dit het my baie kere gevat om te begin besef waaroor dit gaan en die konnotasies te kry. En elke keer ek het vanmôre dink ek aan waar ek vir 'n vriend gesê het. As jy sê jy dien die lewende God met die lewende woord, lewe tyd. Die probleem wat ek sien in 'n groot deel van Christendom is my kerk en my doktrines en goed staan vas en ek negotiate nie, dis niks nie en dit is wat ons sal practice tot die einde van daai. Die probleem met dit is, my opinie is jy dien 'n dooie God met 'n dooie woord, want daar's nie groei nie. God het hierdie manier wat hy dinge
openbaar soos wat jy groei en deur die geskiedenis dinge openbaar in vervulling van Daniël 12, waar hy sê aan die einde van daardie agaritymien, weer 'n keer kry daai woord in Daniël, gaan dinge ontdek word en kennis gaan vermeerder en dinge gaan oopgemaak word. En surely, as jy sê jy dien die lewende God, maak jy jouself oop om blootgestel te word aan hierdie diepe ontdekking goed en nuwe goed te kry en sê, ja waarlik, ons God openbare dinge op die regte tyd, sodat jy die regte inligting het om daai tyd mee te hanteer. En daarom moet jy as persoon, as 'n gelowige, moet jy jou oopstel om te groei met dit. So, ek wil vir die mense daar buite sê, julle moet nou kennis neem, dat dit wat ons oor praat is opinie. Weer 'n keer, nie 'n spogting nie, ek is nou 9de jaar wat ek besig is met die studie van hierdie in die Hebreëse Bybel en goed. En ek maak my oop om te sê, ek weet daar gaan 'n dag kom wanneer ek iets sien, wat ek iets leer, wat ek besef maar ek was verkeerd tot nou toe oor hierdie topik. My opinie was verkeerd. En dan gaan ek op hierdie podcast kom en ek gaan sê, mense, dis wat ek geleer het, daai wat ek geglo het is verkeerd. En dan beweeg ek aan. En as jy my wil kruisig vir dit, so be it. Bring dit aan. Met ander woorde, regte openbaring op die regte tyd. Regte openbaar. Maar hier's my punt. So kry ons hierdie goede wat geopenbaar word op die regte tyd, sodat jy dit kan konnekteer met iets wat besig om te gebeur en te sê, hierdie skaakspel is nog nie verby nie. God het weer 'n skuif gemaak. En jy moet as 'n gelowige die gees van discernment hê, van onderskeiding en daar wat jy nou van gepraat het. Moet ek kan sê, wow. Kan ek iets sê oor die kultuur? Relevant tot ons mense. Ja. Wanneer ek lees in 2 Timoteus 3 en verskeie ander tekste waar daar gesê word hoe die mense gaan wees in hierdie tye. Dit is vir my hartseer, wanneer ek kyk na ons mense en dit het begin by nie by ons ouers se geslag. As ek nou terug aan my oupa, kyk, stoere gelowiges gewees, het jy dit reg was of verkeerd was, hulle het gedeel wat hulle gehad het. As jy nou gedink het, jy gaan vir jou kom slimming. Wat was al vir ons gesê, moenie kom sit met tande tel nie. Dan hoef jy. En dit was iets op Braaibout, ons het geweet wat die kweper laat sy eintlike doel op om God om op gaan blaas. Niks by die vrugte te maak, al was op 'n manier gewees. Maar, so, daai dae was daar stoere gelowiges. En dronkenskap en hoerery, oorspel, was 'n no-go. Nee. Toe kom die 60s in, die disco en die LSD en daai era. Toe begin dit, die free love era, nee? Toe begin hy goed so, stukkie vir stukkie verbrokkel. Daai morele konstante word verbrokkel. En so het dit aanhou wegroes, nee, ons ken mos die tyd, jy by die see gebly vir 14 jaar, jy weet presies wat roes doen. En so word dit gekeer uit. Hierdie morele standaarde en waardes. Ons sit vandag met mense, waar mans om 'n braaivleisvuur staan en spog, hoe hy by die buurvrou geslaap het, of sy sy karakteriese bietjie gebeter het en sulke goed. Spog daarmee, en hy word aangejuig. En hoe hy daai ou ingeloop het. Nee, en hoe hy daai ou ingeloop het. Sjoe, Asof dit nou 'n geweldige prestasie. Maar is dit nie 'n prestasie as jy in die regte rigting, of verkeerde rigting gaan? Dis nie, maar weet jy wat, dit is my so, dit is so algemene aanvaarde norm, dit is nie meer snaaks nie, dit moet so wees, vanaf sy perspektief. Dit is my ding oor ons kultuur. Ek luister na die manne as hulle op die braaivleisvuur staan. En weet jy, ek veronderstel my, ek is absoluut skuldig in dit wat ek nou sê. Ek het 9 jaar terug, het ek op my knieë gegaan, bely en gesê, Vader, ek is klaar met alkohol. Want ek het vol my abuse. Ek dink alkohol het later vir my geskrik. Die realiteit is, alles wat daarmee saamgaan, kan nie vereenselwig word met wat hierdie woord te sien, en hier is die realiteit. Ek is selfskuldig aan dit, waar ons die volgende dag by mekaar kom en sê, kyk papa, ek nou gisterand vir jou 'n bottel tequila en 'n bottel Captain Morgan plat getrap. Ons het dit gedoen. En weet wat? Ek het daai ou se neerstukkend geslaan, want hy wou mos met my derwaag gedoen. Dit het 'n kulturele ding geword. Absoluut. Hoe scary is dit dat jou morele waardes van jou kultuur gemeet word op daai goed? Totale verval, nee? En dan kyk ons om ons rond en dan vra ons, hoekom is dit oukei om jou kliënte na 'n strakklap toe te vat? Jy en jou talle doen 'n hier's 'n ding, wat noem hulle nou net voor jy trou, daai ding wat hulle vir die man sou?
Maar so rampparty. Rampparty, né? Dis okay om straks klap so te gaan. So vir oulaas. So vir oulaas, né? Of vir oulaas gou ietsie vas te trap. Hoe scary is dit? Nee, om te sê, dit is 'n prestasie van hoeveel drank jy uitgesyperd vir 'n naweek. Mense, dit is scary. Waar is die daar? Wat ons soos manne om 'n vuur kon sit met 'n koppie koffie. En ek het nie 'n probleem met bier en goed nie. Dit kan in moderasie geneem word. Absoluut. Die Bybel inteendeel, en daar verskil ek van baie teoloë wat 'n klomp stories het wat sê daar was nooit alkohol in die Bybel nie. Dit is snerp daai. Die twee Hebreëse woorde wat juis drank beskryf is yayin en shagar. Wat vir jou sê wat se verskille nou het. Byna daar was met die Vader het sekere waarskuwingswoorde. Ek is nogal gewonder toe Noag dronk geraak het en is 'n paar Noag dronk geraak het op Die voggie van die winde. ja, nou Lot. Ek wonder of hy ook dronk geraak het van druiwesap. Maar dis nou tommetjies. Die realiteit is ek verstaan nie die verval van ons mense nie. Terwyl jy verkondig en sê ek is 'n Christen. Nee. Hier's my punt. En ek sluit af met hierdie idee. Die dag wanneer ons Messias, of jy hom nou Jesus noem of Yeshua noem, omvat by sy woord. En ons gaan kom by daai woord. Nee. En jy vat die Vader by sy woord. En jy gaan lees boeke soos Openbaring, dat vat by die woord. Die dag wanneer ons dit doen, gaan jy sien hoe verander die wêreld. Want ons gaan besef, dit wat ons sê is okay. Dit is eintlik toe nie so okay. Ja, okay. Dit is nie okay. So, ons het nog 'n lang pad om te stap en ek kan nie wag om die volgende episode te doen nie. Ons het 'n paar goed, ons het so lysie en as daar 'n lysie is wat julle wil hê ons moet bespreek, sit dit op. Ek kan nie beloof ons gaan daarby uitkom nie en ons gaan ons bes te doen, ons werk en ons doen al hierdie goede tussendeur probeer ons hier dinge nie. Dit is my afsluiting. Jy of ons? Ja, baie dankie. Nee, dit was baie insiggewend geweest. Ek dink dit is 'n openbaring. Sal vir baie mense wees. Val met jou agtergrond in die Hebreësheid. Ek dink dis daar het skiet ek seriously tekort. Jy weet, baie betekenisse wat na vore kom van dit wat jy bestudeer het. Wat ek glad nie geweet het nie. Dit maak dit baie uniek. Ja, Baie dankie. Nee, ek dink die luisteraars gaan dit ook sekerlik geniet. ja, ek wil net 'n finale idee gee of 'n ding sê relevant tot ek vir die Hebreëse want ek kan nie glo ek het hierdie rigting gegaan en ek skryf penne leeg. En ek het dit gehad om te skryf altyd. En baie mense sê vir my ek skiet te kort want ek ken nie die Hebreëse nie, ek ken nie die Vader het dit niemand se werk gedoen. Dat dit 'n vereiste is dat jy moet hierdie goed ken ten einde 'n gelowige te wees. Ons moet streef na dit en daar is ouens ek is gedrewe tot dit en dis hoekom ons hierdie podcast doen is dat die kennis wat ek opgebou het ons teen die skrif kan meet en ek dit kan meedeel. En dit beteken nie dis 'n vereiste vir almal om buite om Hebreëus te gaan leer nie, is nie 'n vereiste vir almal nie, maar om te fokus op die waarheid en daar's een verpligting in Openbaring ons gaan by toe kom. Is die verpligting daar vir die met wie ek praat, met wie ek deel. Toets my aan die woord. Dit is 'n instruksie van God ons. So moet jy die predikant wat preek en so moet jy die ouens wat vir jou die woord verkondig toets. Want die woord is 'n verpligting, is 'n vereiste. En as jy glo dat ons net aan die gebooie van die Nuwe Testament moet onderhou, hierdie verpligting om die Ou te toets aan die woord staan in Openbaring deel van die Nuwe Testament. So dit is die vereiste. Ja, voorsien. Dit is inderdaad lekker dag. So baie dankie, geseënde dag vir jou ook. Selfde. Okay. Mooi gaan.